Ons word stil voor die Here. U is die koning van die konings en die Here van die leerskare. U alleen woon in ontoeganklike lig. In u teenwoordigheid kan niemand dit waag. Ons aanbid u as ons Here, ons saligmaker, ons verlosser. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, wat u baie, baie lief het, en Jesus Christus, onze Here. Dankie Bernard, kom ons gaan voort met voorbidding. Kan ek vra dat ons vir 'n oomblik ook dan maar net vir twee families bid. Die eerstens is die van die kerkfamilie. David is die afgelope week is hy oorlede en hy word Dinsdag begrawe. En dan ook vir Koet Erasmus en sy familie. Jean, van die oomblik dat sy gediagnoseer is met kanker tot sy dood is, was 'n kwessie van weke. En so die twee begrafnisse is die komende week. Kom ons bid dan ook vir hierdie twee gesinne, onder andere ook vir die wonderlike fees. Ek gee geleentheid vir stil gebed en daarna gaan ek vir Bernard vra om voor te gaan. Trouwe God, Here ons hemelse Vader, ons kan dit met dankbaarheid voor u troon buig. Dankie Here dat ons vanoggend weer hier by mekaar is as 'n gemeente. Dankie Here vir soveel genade en seën wat ons uit u hand uit ontvang. Dankie vir die woordverkondiging vandag Here en ook die feit dat ons weer getuies kon wees van die doop vanoggend. Here, u oorlaai ons met seëninge en daarvoor kan ons iemand net loof en prys. Ons hemelse Vader, ons wil so in besonder ook dink aan die families wat geliefdes afgestaan het in die dood, dat u ook in hierdie tyd vir hulle sal troos. Hemelse Vader, maar ons weet, ons glo in 'n ewige lewe en dit is ons groot troos. Hemelse Vader, en wil ons ook in die besonder bid vir die wonderlike fees wat op pad is. Here, ons bid vir die span wat voorloop om die dinge bymekaar te kry, dat almal gesond sal wees en dat alles bymekaar sal kom. Maar Here, ons as gemeente, dat ons dit ten volle sal ondersteun en u daardeur verheerlik sal word. Hemelse Vader, ek wil ook maar net bid vir die dagbestuursvergadering môre, dat u ook daar sal wees met ons en die besluite wat ons neem, dat u ons sal lei deur u Gees en dat ons die regte besluite sal neem tot eer en verheerliking van u naam. Ons bid dat u met ons sal wees in hierdie erediens, hierdie week. En ons vra in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Vanoggend moet elkeen 'n skerp luister. Hierdie preek is bedoel vir van die jongste tot die oudste lid in die kerk. Ek praat vanoggend oor jou persoonlike standaarde en daarom is my tema baie eenvoudig. Uitnemendheid, die handtekening van 'n Christen. Uitnemendheid, die handtekening van 'n Christen. Ek lees in 1 Timoteus 4. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profeseë, toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe, op jou leer en volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Vir die grootste gedeelte van die 1 en 2 Timoteus brief, het Paulus baie sag met Timoteus gepraat. Hy was 'n jong man gewees wat sopas in Efese deur Paulus aangestel is as geestelike leier. Binne die eerste paar maande het die mense in daai gemeente en gemeenskap op hom neergekyk, vermoedelik om 'n paar redes. Die een dat hy jonk is, wat sy persoonlikheid betref, was hy skugter en teruggetrokke en 'n bietjie van 'n bangerige mens. En jong Timoteus het die plot verloor. So wanneer Paulus in die eerste gedeeltes met hom praat,
praat op 'n baie sagte manier met hom. Hy noem hom my geliefde seun. Hy praat van weer 'n keer as my seun. Hy wys hom op sy verlede. Hy wys van waar hy vandaan kom. So hy praat op 'n baie mooi sagte manier met Timoteus. Maar hier verander die stemtoon. In al hierdie stukke wat ek sopas gelees het, is dit in die bevelvorm. Hy praat nie meer op 'n sagte manier met hom nie. Dis asof hy oorskakel na die bevelvorm. Timoteus se droom as jong man het vir 'n oomblik in skerwe gelê. Die gemeente in Efese het vir Timoteus en sy werk nie waardeer nie. Inteendeel, hulle het op hom neergekyk. Die gebrek aan waardering, moet jy fyn luister, het 'n negatiewe siklus geskep wat hom ongelukkig gemaak het, wat sy welstand en sy veerkragtigheid ondermyn het. Die gebrek aan waardering. Hy was nie meer so toegewyd en energiek as voorheen. Hy het sy persoonlike lewe en sy gesondheid verwaarloos en sy werk het daaronder begin ly. Without appreciation for yourself, for others, and life itself, there's no growth. Without appreciation for yourself, for others, and life itself, there's no growth. Jong Timoteus het stadig maar seker agteruit beweeg. In 1 Timoteus 4 vers 10, dis nou soos 'n bevel vir hom, skryf Paulus vir hom. Met hierdie vooruitsig, wat hy hiervan praat is, dit wat op pad is, span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. En daar kom die sleutelwoord, span ons kragte in. En die Griekse woordjie sê, to engage in hard work. Timoteus het dit verloor. Hy het stelselmatig agteruit beweeg. En die jong man met al sy talente was nie meer dieselfde nie. Hoor mooi wat is uitnemendheid. Uitnemendheid is 'n volgehoue verbintenis om jou beste te lewer met dit wat tot jou beskikking is. Dis nie 'n statiese eindpunt of 'n maaktheid nie, maar 'n leefstyl. Uitnemendheid is 'n volgehoue verbintenis om jou beste te lewer met dit wat tot jou beskikking is. Dit het nie 'n statiese eindpunt nie of volmaaktheid nie, maar 'n leefstyl. Uitnemendheid is 'n leefstyl wat nie eindig nie. My geliefde seun Timoteus, dis tyd om op te staan en 'n man te word. Ek gaan nie meer vir altyd daar wees nie. So wat Paulus hier met Timoteus doen, hy sê vir hom, my seun, my geliefde seun, weet jy het seer gekry? Weet jy voel 'n bietjie verwerp? Weet jy is 'n bietjie nikkerig? Ek weet jy is so 'n bietjie bangerig? Maar dit kry nou 'n einde. Hoe lank kan jy mense bly verskoon wat sê, ek is skaam, ek is bang, ek is teruggetrokke, ek het 'n gebrek aan selfvertroue, ek sien nie kans om dit of dat te doen, en ons verskoon dit. Daar kom 'n dag dat dit nie meer verskoon word nie. Daar kom 'n dag wat jy sê dis tyd om op te staan. Uitnemendheid is die handtekening van die gelowige. 5 kort beginsels. 1 Timoteus 4 vers 10. Die onderliggende beginsel vir uitnemendheid. Persoonlike dissipline. Maar verwerp onheilige en uitwyfse fabels
en oefen jou in die godsaligheid. Die woordjie oefen in Grieks is gymnazo, verwys na die woordjie gimnasium. So die eerste pad na uitnemendheid is persoonlike selfdissipline. En daar's twee goed wat Paulus vir hom sê. Hy sê daar's seker goed wat jy moet uitskakel uit jou lewe. Nou moet jy so vir 'n oomblik gou scan deur jou lewe. Dan moet jy na daardie tipe van goed kyk wat jou terughou, wat krag en energie van jou wegvat, wat jou verhinder om te word wat jy voorstel is om te weet en te wees. So Paulus gebruik die woordjie verwerp. En wat moet hy verwerp in sy konteks? Onheilige en oudwyfse fabels. So waarby jong Timoteus betrokke geraak? In argumente met ander mense oor die Christelike leer, oor die Christelike lewenswyse, oor hierdie fees, oor daardie fees, oor hierdie nik, oor daai gril en alle tipe van goed. So op sy sakelys was goed geweest wat niks te doen het met ordentlike Christelike lewenswyse nie. Niks te doen gehad met uitnemendheid. In hoeveel argumente is jy betrokke? Hoeveel goed lê op jou tafel wat jy vir jouself kan sê, hiervan moet ek begin ontslaa raak. Wat jy moet begin uitskuif. Daar's dalk net te veel goed wat op jou tafel lê wat jou aandag aftrek om by die punt te kom dat jy uiteindelik kan word wat jy voorstel is om te wees. Dan gebruik jy die woordjie oefen. Dit gaan oor persoonlike dissipline. Elke mens wat uitkom in die lewe het een faktor in gemeen met mekaar. Persoonlike dissipline. Ek het in die 1980s vir Tuks 1 cricket gespeel. In my span was Tertius Bosch. Sy twee seuns speel op eendag vir Protea, vir die Protea cricketspan. Kevin Bosch en sy boetie. By NKP was daar iemand met naam gewees van Fanie de Villiers. Tertius Bosch het al die moontlike talente gehad waar jy kan beskik. As Tertius in die nette teen ons geoefen het, het hy kort broek aangehad met plakkies aan. Dan het hy so 'n 5-tree aanloopie gehad en dan het hy probeer om ons uit die net uit te bounce. Tertius het nooit ordentlik gebal nie. Hy was lui, hy wou nie hard werk nie en Tertius het geglo hoe vinniger hy die nette skoon maak. En nou is wat teen hom oefen. Hoe vinniger moet hy kan hy ophou met oefen. In die nette langsaan was Fanie de Villiers. Hy het saam met die tikkie groep kom oefen, want ons het 'n internasionale afrigter gehad. Fanie de Villiers het nie dieselfde talente gehad nie. Was nie so groot nie. Was nie so sterk nie. Nadat ons klaar geoefen het en die nette toegemaak is, het Fanie de Villiers op sy eie nog 2 ure verder geoefen. En as hy klaar was met die oefensessies, het hy saam met die res van die tikkie groep 'n paar laps rondom LC de Villiers gaan hardloop. En so het hierdie twee manne se loopbane begin ontwikkel. Tertius Bosch het inderdaad mettertyd vir die Proteas begin speel. Net 'n paar wedstryde, internasionale cricket. Maar die een persoon wat dit gemaak het, was Fanie de Villiers. Hy het ure en ure gewerk. Hy het persoonlike dissipline gehad. Hy het 'n droom gehad en het 'n doelwit gehad. Hoe sal ons ooit onthou hoe dat hy teen Australië gespeel het, waar Australië 126 lopies moes gekry het vir 'n wentelling. Toe Fanie de Villiers die bal vat, het hy 'n bulskof ingesit wat Australië uitgebou het vir 123 lopies. En die naam van Fanie de Villiers is vir ewig. Ek en my vriende bymekaar kom te sê ek wil kom vertel jou wat die verskil tussen Fanie en Tertius was. Die verskil tussen Fanie en Tertius was persoonlike dissipline. Die ene met die meer talente was Tertius. Maar Tertius was bietjie lui, het nie gehou van harde werk nie en die total completely commitment en toewyding was nie daar nie. Binne die konteks van sport het Fanie de Villiers uitnemendheid bereik. Sy persoonlike handtekening. Elkeen van julle wat vanoggend hier voor my sit, gaan dit nie maak in die lewe as jy nie die ekstra myl loop
die ekstra lang ure werk, die ekstra moeite doen om bo te kom in die lewe. Nie sukses nie, maar om my uitnemendheid te bereik. As ek na elkeen van julle kyk wat vanoggend hier voor my sit, het jy daai potensiaal. En jy moet vir jouself die vraag afvra op hierdie oomblik al reeds. Is ek presies waar ek wil wees in my lewe? Of is daar nog 'n paar stappe wat ek moet neem om by die punt te kom van uitnemendheid? Onthou, uitnemendheid het nie eindpunt nie. Is nie volmaaktheid nie. Dis 'n lewenstyl. In elke projek wat jy aanpak, in elke ding wat jy doen, gaan dit jou doelwit moet wees rondom dissiplines. As jy jou huwelik wil laat werk, dissipline. As jy in jou werksituasie die beste wil word, dissipline. As jy die beste pa of die beste ma wil word, dissipline. En dit loop soos 'n goue lyn deur met elke faset van die lewe. Tweede punt. Word 'n spesialis op jou terrein, jou vakgebied. Ek gebruik spesifiek die woordjie spesialis. Ek gaan 'n Engelse woordjie gebruik. Expertise. Wat Paulus vir Timoteus sê is, totdat ek kom, moet jy jou toelê. Die sleutelwoordjie is die woordjie toelê. So die eerste enetjie was verwerp, oefen. Verwerp dit wat jou aandag wegvat, oefen die dissiplines. Die volgende woordjie gaan oor die woordjie toelê. Daai woordjie toelê beteken continue with close attention and devotion. Nou, jy gaan ekspert moet word op jou vakgebied. Baie jare gelede in my persoonlike lewe, daar's 'n klompie goed wat ek baie goed kan doen. Maar ek het besluit ek moet fokus. Waarin wil ek die beste word? Waarin wil ek my ekspertise bereik? Ek was vir baie jare in my lewe betrokke geweest om mense te help om uit satanisme uit te kom. Maar ek het ook gemeentewerk gehad wat ek moes doen. Ek is baie keer deur die polisie gebruik, ek is baie keer deur mense gebruik wat nie deel van ons gemeente was nie. En op 'n dag het ek agterkom, ek gaan 'n keuse moet maak. Ek gaan baie fyn besluit waarin ek my wil verder toelê om daarin 'n ekspert te word. Ek het die bediening van bevryding onmiddellik gelos. Ek het dit gesny sodat ek my op ander terreine kan toespits om daarin konstant beter te word. So jy gaan jouself die vraag moet afvra. Waarin wil jy die ekspert word? Waarvoor wil jy bekend staan? Waarvoor wil jy uitstaan? As jy mal is oor koekbak, gaan aan met koekbak, maar word die ekspert in koekbak. As jy jou eie besigheid het, dan fokus jy jou eie besigheid. Dit kan wees dat jy binne die konteks van jou besigheid hier en daar 'n ding moet uitskakel. Dan word jy 'n ekspert op jou vakgebied. Dieselfde met die kinders wat vandag hier voor my sit. Jy gaan baie fyn moet kyk na al jou vakke, jou sport, al die tipe van dinge, dan gaan jy vermoedelik keuses moet maak om alreeds op 'n baie vroeë stadium in jou lewe 'n ekspert te word op dit waarop jy fokus. Jy kan besluit ek wil 'n goeie krieketspeler wees. Dan fokus jy daarop. Jy kan besluit dis akademie. Dan fokus jy daarop. So as jy vanoggend hier voor my sit en jy baie mooi verstaan, baie van julle kan baie goed gelyktydig doen. Maar jy is nie noodwendig 'n ekspert daarin nie. As ons praat van uitnemendheid, het Paulus vir Timoteus teruggebring na die skerppunt van dit waarmee jy moet besig wees. En toe sê hy, daarop moet jy fokus en jou aandag gee. Skus dat ek 'n voorbeeld gaan noem van my klein seentjie wat 11 jaar oud is. Rugby is alles in daai skooltjie van hulle. Maar hy's net te klein om in die A-span te kom. Al sy maatjies is in die A-span. Maar hy's nie te sleg in sy akademie nie. So hy het op 'n stadium met hy by Liesel gekom en vir Liesel gesê, "Mamma, pappa, ek weet ek gaan nooit vir die eerste span kan speel nie. Maar ek wil elke keer die top 10 haal in my akademie." En daarvandaan daar 'n klein fokuspunt verskywing plaasgevind van hy speel in die B-span, hy geniet dit in die B-span, hy druk ou drietjie daar in die B-span en ons cheer hom en ons klap vir hom, ons sê mooi uit en well done.
Maar as dit kom by die uitslae, is hy top 10. Hy het reeds op 11-jarige leeftyd gefokus. Maar jy ook. Moenie tevrede wees om mediocre te wees nie. Ek staan by die woord. Ons het gewoond geraak aan dit wat mediocre is. Jy is nie 'n mediocre mens nie. Jy is exceptional en jy het alle talente wat daaroor kan wees. So, dis die tweede punt. Fokus en besluit waarop jy die expert gaan word. En daarvoor gaan jy bekend staan. Dis wat jy vir jouself kan bemark, dis wat jy vir jouself kan uitgee. Die derde een. Ontwikkel en gebruik die genadegawes wat die Here jou gegee het na die beste van jou vermoë. So hier's 3 baie interessante goed wat Paulus skryf rondom genadegawes. So nou gaan ek baie persoonlik raak. Elkeen van julle het genadegawes. Maar party van julle het julle gawes verwaarloos. En ek gaan vir jou vanoggend 'n lysie gee en sê skryf ek dit vir my neer. Hoe talentvol het die Here vir jou geskep? Wat het jy oor jou lewensspan met jou talente gedoen? Want ons praat oor uitnemendheid. Ons praat oor uitnemendheid as 'n leefstyl. Ons praat nie oor vermaaktheid nie. Ons praat nie oor die statiese eindpunt nie. Jy gaan saam met jou gesin, saam met pappa en mamma, saam met jou vrou gaan moet neerskryf en dan gaan julle julle talent op daardie lys moet begin sit. Party van julle sit hier met onderontwikkelde kunsttalente. Weet jy hoe skepend en kreatief is jy? Daai soeke van jou na vervulling wat jy dalk op ander plekke soek, is omdat jy in hierdie behoefte in jou binneste na die vervulling van kreatiwiteit nie daarby uitgekom het nie. Ek sal vir jou pen en papier gee en dan sal ek vir jou sê, teken vir my. Dan gaan jy vir my sê, ek kan nie teken nie. Dan sê ek vir nie, jy praat nie die waarheid nie. Hoe weet jy kan nie teken nie? Kan jy 'n handtekening maak? As jy 'n handtekening kan maak, hoor mooi, kan jy teken. Dan vra ek vir jou, kom speel gou 'n bietjie vir ons hier in die kerk. Dan sê jy vir my, ek kan nie. Dan vra ek vir jou, hoe weet jy dat jy nie kan nie? Diep in jou innerlike sit daar dalk 'n versteekte musiektalent wat vra om vervulling en dit gebeur nie. Party van julle is dalk fantasties met handewerk. En diep in jou binneste wil jy graag met iets begin om net skepend kreatief te raak met jou hande. Maar jy doen dit nie. So ek sit hier voor my met 'n kerk. Vermoedelik in 2 kategorieë. Iemand wat hulle talent optimaal ontwikkel het en nog steeds verder ontwikkel, of ander wat in hulle innerlik hierdie noodkreet het. En sê, daar's soveel in my binneste wat nog na vore moet kom rondom jou talente, jou genadegawes, jou vermoëns. Verstaan jy om dit na vore te bring? Het jy dissipline nodig en toewyding, punt nommer 1. Het fokus nodig, punt nommer 2. Punt nommer 3, waar ek nou mee besig is. Jy gaan jou genadegawes moet ontdek. So Paulus skryf, moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. So ek kom sit vanoggend by jou, dan vra ek vir jou, het jy jou genadegawes verwaarloos? Ja, ek is 60 jaar oud, ek kan niks aan doen nie. No. Uitnemendheid is nie eindpunt nie, is 'n lewenswyse. 60 is nie te laat nie. Ja, nee, ek is 70. Ek kan nie, nee, no. 70 is nie te laat nie. Dit is nie te laat nie. 70 is net 'n nommer, so by the way. Kanthandtekening oor 70. Ek het Annelies gaan eet Vrydag al by die Spur, daar by Brooklyn. Hier sit hulle vir ons 2 menus neer. Ek kyk hierdie menu, ek sê, hey, waar is julle ander menus? Sy sê, dit is julle menu hierdie. Ek sê, nee, hier staan seniors. Dis nie my menu hierdie nie. Bring die ordentlike menu, asseblief. Nou bestel ek en Annelies, so sê ek van Annelies, ek is skieurig om te sien wat staan op hierdie menu. Nou trek ek die menu nader. Hulle het 'n hamburger
met 'n 50 gram patty. Hulle het spare ribs, 200 gram spare ribs. So alles is gehalveer. Ek sê vir Annelies, hierdie kyk, is verseker gaan nie in die lig kom nie. Ek gaan nie my dieet met 50% halveer nie. Omdat ek 'n senior is, dis net 'n nommer. Dis net 'n nommer. My boetiekies en my sissietjies. Jy moet mooi hoor wat ek volgende vir jou sê. Uitnemendheid is die handtekening van 'n Christen. Moenie jou genadegawe verwaarloos. In die meervoud. Nie enkelvoud nie, meervoud. So hierdie fyn balancing act gaan gekry moet word tussen hiermee mors jy jou tyd. Maar hier's die spektrum van al jou gawes. As jy uiteindelik by daai punt kan uitkom wat jy sê, hierdie is rubbish. Raak ontslae hiervan. Maar hier's die spektrum. As jy op pad om jou menswees optimaal te verwesenlik. So hoor jy hulle wat doen Paulus met Timoteus. Dis nie my 60 seentjie nie, of my geliefde seentjie nie. Ag, weet jy, moenie so terugseer kry nie. Hy's nie meer daar nie. Hy sê, dis tyd om 'n man te word. Dis tyd om op te staan. Dis tyd om die spektrum van jou genadegawes, wat jy begin verwaarloos het, te begin aanwend. Hy sê iets verder rondom die genadegawes. Hierdie gawes is aan jou deur die profesie van die Raad van Ouderlinge gegee. Nou wat hy hiermee sê is, dis uniek spesiaal. Daar's nie nog iemand soos jy nie, wat jou talente het, wat jou genadegawes het. Dis uniek gegee. Kan nie verwaarloos nie. Een lewe vir sommige van julle is dalk te kort om alles in plek te sit, omdat jy reeds soveel gedoen. En dan kom hy terug, as hy vir Timoteus sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, weer soos 'n vuur moet aanblaas. Reactivate. Ouderdom. Net 'n nommer. So as jy hier gaan uitstap vanoggend, ons jong mense wat hier sit, gaan sit jy saam met mamma en gaan sit saam met pappa en dan sit jy gou jou pakkie so langs mekaar neer. Dan sê jy, hierdie wil ek aanblaas. Reactivate. Ek wil weer daarmee begin. 4de punt. Jou groei en jou vooruitgang moet vir ander sigbaar wees. Jou groei is sigbaar. Lê op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Ek en Tommy werk nog op 'n projek. Hy's in sy baba fase, die klein Dampie projek. Tommy en ons gaan vir hom nail. Ons gaan hier voor in die kerk staan, ek en jy. Dan gaan ek sing, klein Dampie, dan sing jy, klein Dampie. Broers en susters, verstaan julle op watter eenvoudige vlak ons hieroor praat. As ek jou weer sien, moet daar groei wees, daar moet vordering wees, kan op dieselfde plek wees nie. Uitnemendheid is nie staties nie. Is nie volmaaktheid nie. Dit is 'n leefstyl. As ek en jy mekaar weer kry, moet jy vir my sê, ek het sopas iets nuuts aangeleer. Ek het op hierdie vaardigheid my kom toelê. Jy moet jou lewe eenvoudig volmaak, kan op dieselfde vlak bly nie. Ek sluit af met my laaste punt. Let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself, sowel as die ander, sal jy self red, sowel as die wat dit hoor, wat jou hoor. As hy sê, let op jouself en op die leer, wat Paulus daarmee sê is, ek gaan die Engelse woordjie gebruik, start to order your private world. Hoe lyk jou private lewe? Partykeer soos my studeerkamer, papiere net waar jy kyk. As ek daar aankom, dan skree die papierdemone vir my.
dan gaan ek in 'n angsaanval, maak ek hy deur toe en ek hardloop uit. Dis chaos aan die ander kant. Dan sê Annelies my, wat nou? Ek sê, Annelies, moenie daarin leer nie. Daar's papierdemone wat op die grond lê. Dis chaos. Dis deurmekaar. Maar eventually dan maak ek dan maar die deur oop en gaan sit ek al op my stoel. En dan moet ek 'n besluit neem. Waar gaan ek begin om alles reg te pak? Dit vat vir my 3 dae. Maar op 'n stadium dan begin ons maar die papiere bymekaar te maak, dan gooi ek alles op een pak, so dik. Dan moet ek daai pak vat en begin uitsorteer. Hoe lyk jou private lewe? Chaos of georden? Paulus sê, let op jouself. Jou menswees, jou privaatlewe, jou persoonlike dissiplines. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red. Ek beloof jou, as ek vandag vir jou nou vir julle vra, wat beteken hierdie sinnetjie? Gaan julle almal verkeerd wees. Want julle gaan vir my sê, hierdie deur jouself te red, gaan julle sê, dis die ewige lewe. Dis nie die ewige lewe nie. Dis nie die ewige lewe nie. As Paulus, Timoteus, as hy nie hierdie 5 beginsels toepas nie, onmiddellik toepas, wat gaan met hom gebeur? Hy gaan verdwyn. Nou sê Paulus vir hom, pas asseblief hierdie beginsels toe, want jy gaan jou menswees red, jy gaan jou bediening red, maar ook die mense wat ek nog oor jou pad wil bring, en wie se liewe jy verskil moet maak, gaan jy ook red. Die mees kritieke punt in Timoteus se lewe. Die ene wat hierdie besluit moet neem, is Timoteus. Timo, want is jou pad? Quo vadis. Vra jou. As jy die kerk het stap vanoggend, want is jou pad? Quo vadis. Mediocre? Uitnemend. Dis 'n keuse. Op hierdie punt is daar nie meer gekies vir Timoteus nie. Hy moes kies. Kort hierna sterf Paulus, want dis die tyd wanneer die brief geskryf is toe hy in Rome in die tronk was. Enkele jare later word die leier in die kerk Timoteus. 'n bang, skugter, teruggetrokke jong man wat nie waardeer is deur die kringmanne beweeg het nie, het inderdaad opgestaan en die mens geword wat hy voorstel was om te wees. Hy sterf op 22 Januarie 97 na Christus, 'n gewelddadige dood in Efese tydens die heidense kategoriefees op die ouderdom van 80. Die eens bang, skugter jong man, die leier geword. Die getuigskrif wat oor hom geskryf is deur die volgende leier wat hom opgevolg het in Efese geskryf. St. Timothy's courage was to become contagious, as many martyrs were to follow in his example throughout Christianity. His courage did not show fear, for God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and a sound mind. Timoteus het uitnemendheid as lewenswyse bereik. Waartoe is jou pad? Ons kan nie gewoond raak aan 'n mediocre lewenswyse. Handtekening en jou uitnemendheid loop saam. Ek wil graag hier verhoorlik met die Here praat. Waar jy vir die Here sê, ek wil 'n ekspert word op my gebied. En daarna neem ons die kollekte op.
Doen slechts U wil, Heer, U wil met my. U pottebakker, met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U slechts wag ek, nederig en stil. Doen slechts U wil, Heer, U wil met my. Toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeuw, Heer, was my vandag. Laag aan U voete, wil ek steeds wag. Doen slechts U wil, Heer, U wil met my. Moeg en verlate, O, staan my by. Raak en genees my, Heiland en Heer. U kan almagtig oor my regeer. Doen slechts U wil, Heer, U wil met my. Tot heel my lewe U is gewy. Maak van my hart, O Heiland, U troon. Tot elkeen Christus in my sien woon. As jy met die seën van die Here vanoggend hier uitstap, stap uit met 'n besluit. Ek gaan die beste ek word wat ek kan wees. Kom ons vat hande, dan ontvang jy die seën van die Here. En hierdie besluit wat jy geneem het, moet jy weet dat God jou Vader met jou is. Dat Jesus Christus jou die krag gee om voluit te lewe en die beste jy te word. Die Heilige Gees jou die gawes gaan gee wat jy nodig het en die dissipline om uit te staan daar waar jy beweeg. So sê die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.